Broers en susters, ons lees in die Johannes Evangelie veral tussen hoofstukke 14 tot 17, wat die sogenaamde afskeidsgesprekke van Jesus met sy disippels is, lees ons baie gereeld dat Jesus oor die Heilige Gees praat, oor die trooster wat sal kom. So ons gaan vanoggend dan 'n gedeelte uit Johannes 14 lees met Pinksterdag, en dan gaan ons in die prediking ook die betekenis van die Heilige Gees in ons lewens gaan dan ons tema wees. Voordat ons uit die woord van die Here lees, bid ons eer altyd saam en vra dat die Here ook die woord vir elkeen van ons sal oopmaak. U kan net so bly sit, dan word ons eers stil voor die Here. Ons wonderlike hemelse Vader, ons dank U Here vir die kragtige boodskap van Pinkster. Here, dat U beloftes aan U disippels so skouspelagtig en dramaties waar geword het, en dat dit die eerste apostels gevul het met die volheid van U self, sodat hulle selfs in lewensgevaar gegaan het en U woord met oortuiging in die wêreld verkondig het, die verlossing en die vryspraak van sonde wat deur Jesus Christus ons Here gekom het. En nou is ons steeds U kerk. Ons is deel van die Christelike kerk oor die wêreld heen. En Here, vandag is ons hier saam, omdat die Heilige Gees ons hierheen gelei het, omdat hy elkeen van ons geïnspireer het en in ons harte gewerk het, sodat ons vanoggend hier wil wees. Kom nou, Here, en wanneer ons uit die Bybel lees, seën dit tog, maak dit tog vir ons verstaanbaar, en sterk die prediker van U woord, sodat die verkondiging vanoggend suiwer sal wees, dat dit hierdie gemeente van U sal toerus en bemoedig en hoop gee om elke dag met oortuiging in die wêreld te leef. Hoor ons gebed, ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons lees dan uit die Johannes Evangelie, uit hoofstuk 14, en daar gaan ons vers 15 tot 21 lees. Uit Johannes 14 vers 15 tot 21. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my. Omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Kom ons lees daardie woorde van Jesus, soos die apostel Johannes dit vir ons opgeteken het. Gelukkig is mense wat lief daarvoor is, om die Bybel gereeld te lees en die inhoud vir hulle lewens te oordink. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, naamlik die Gees van die waarheid.
Liewe broers en susters, in die Here weggaan is altyd 'n hartseer saak en baie keer 'n pynlike saak. Of 'n mens tydelik van iemand weggaan en meer so as iemand permanent weggaan. Ons geleesde gedeelte uit Johannes 14 beskryf 'n dramatiese afskeidstoneel. Ons tref hier 'n baie emosionele groep mans aan, die disippels en hulle meester. En in hierdie deel van Jesus se afskeidsgesprekke met sy disippels, sien ons die dieptepunt van Jesus se liefde vir sy nouste volgelinge. En hy praat oor sy weggaan, permanent weggaan. En 'n mens kan jou die disippels se reaksie jouself voorstel, want hulle verstaan nie Jesus se weggaan nie. Daar is verbasing, daar is teleurstelling, daar is skok. Hulle besef ook die implikasies van Jesus se weggaan. Hulle bly alleen agter in 'n vyandige wêreld. Die Joodse godsdienstige leiers en die Romeinse soldate, en getrou aan Jesus se aard, gaan sy hart uit na hulle. Hy self staan voor 'n baie groot geestelike en fisiese uitdaging. Maar sy bekommernis is nie by homself nie, maar oor sy vriende en sy volgelinge. En soos Jesus se gewoonte altyd in tye van krisisse, lees ons in hierdie gedeelte dat hy eers bid. Daar's geen groter voorbeeld van 'n bidder in die ganse Bybel as Jesus nie. Hy bid tot die Vader en hy tree vir sy vriende in. Die Griekse werkwoord wat ons hier met bid vertaal, is eintlik 'n baie sterk werkwoord. Dit beteken eintlik iets soos om te smeek of ernstig te versoek. En dit is wat Jesus hier doen. Hy tree vir die disippels in en hy vra dat die Vader vir hulle die Heilige Gees, die trooster, die voorspraak na hulle sal stuur. Wat hy eintlik vra, is dat die Heilige Gees wat reeds in hulle is, wat van die eerste oomblikke van die skepping en selfs voor die skepping teenwoordig was, nou baie meer kragtig en dinamies in hulle werksaam sal wees. En hierdie smeekgebed van Jesus vir sy eerste disippels soveel jare gelede word elke dag herhaal. Want dit is Jesus se rol na sy hemelvaart om vir ons in te tree, om vir ons voorbidding te doen. En dit is eintlik ten diepste wat die kerk vandag met Pinkstersondag herdenk, nie soseer net die sigbare en die kragtige uitstorting van die Heilige Gees, daardie dag met die rukwind en die vuurtonge op die apostels nie. Ons herdenk vandag dat hierdie smeekgebed van Jesus, ook vir u en my, die krag en die volle werking van die Heilige Gees in ons sal laat ervaar. Dat dit ons sal inspireer en begelei en deel van ons lewens sal word. Broers en susters, ek wil 5 baie kort punte noem wat die kerk op grond van die getuienis van die Bybel bely, wat die rol en die werking van die Heilige Gees in u en my lewe elke dag is. Die eerste is dat die Heilige Gees heeltemal van ons wil besit neem, as ons hom toelaat. Dat hy ons verstand, ons denke, ons hart, ons emosies, ons woorde, ons handelinge, alles wat bepaal wie ek is, dat hy daarvan volledig besit neem, en dat hy my help om te praat en te doen soos wat Jesus wil. Die tweede is dat hy laat my buitengewoon lewe.
Die Heilige Gees wil hê, hy bepaal die onbeperkte omvang van my geestelike lewe, want hy gee vir my krag en dapperheid en moed in die geloof, maar ook toewyding en gehoorsaamheid aan die Here se woord. Daarmee saam kom 'n innerlike vrede. Dit is wat die Heilige Gees in ons wil. Derdens is hy reg deur my hele lewe, elke dag besig met my, met 'n proses wat die Nuwe Testament beskryf as heiligmaking. Elke dag skaaf hy aan my, vorm hy my, werk hy aan my, om in alles al hoe meer te groei en te word die mens wat God wil hê ek moet wees. Vierdens, die Heilige Gees maak my veral ook deel van die kerk van Jesus Christus. Hy maak my hele lewe 'n stuk getuienis vir hom. Hy werk so sterk in en deur my, dat my lewe in 'n sekere sin verkondiging word. As ek praat, dan word hy gehoor. As ek kies om te reageer, dan word hy daarin duidelik. As ek besluit hoe ek gaan optree, dan word hy daarin sigbaar. En dan laastens die hoogtepunt van die Heilige Gees in my, is hy lei my tot 'n lewe wat oor graf en dood heen strek na 'n ewige lewe, wat hierdie aarde met sy tydelikheid en sy verganklikheid oortref. Hy lei en begelei my tot 'n heerlike en 'n ewige toekoms. Daarom dat Jesus sê, die voorspraak sal vir ewig by julle wees. Maar teenoor al die beloftes en die wonderlikhede wat by die koms van die Heilige Gees voorsien word, is daar in hierdie gedeelte ongelukkig ook 'n wantklank. Want teenoor die kerk staan die wêreld. Teenoor die ontvangers van die Heilige Gees staan die wêreld wat die Heilige Gees sê Jesus nie kan ontvang nie, omdat hulle hom nie ken nie en hom nie ervaar nie. En daarmee kom noodwendig dan dat die ontvangs van die Heilige Gees en 'n lewe deur die Gees van God ook altyd hier op aarde 'n stryd karakter sal hê. Want ons leef in 'n wêreld wat vyhandig teenoor God en die Gees van God staan. Maar sê Jesus, die grootste bedreiging vir die Gees in jou hart, vir die Gees wat ons elke dag al hoe meer heilig wil maak en ons wil lei om vir hom te getuig, die grootste bedreiging is baie keer in jou lewe nie die vyhandige, sondige wêreld daar buite nie, maar onsself. Dit is ons voortdurende geneigtheid om nie die liefde van God te verstaan en dit uit te leef nie. Is ons menslike, sondige geneigtheid om nie Jesus se opdragte uit te voer en aan God gehoorsaam te gaan leef nie. Daarom is die openingswoorde van hierdie gesprek oor Jesus se weggaan in die Heilige Gees, dat Jesus eers sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. En dan gaan hy eers voort om te sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n voorspraak stuur. Die Heilige Gees, geliefdes, in ons, is dis nie 'n geval van 'n passiewe ontvangs nie. Dit is ook 'n geval van werk in God, voortdurende en toegewyde werk van gehoorsaam wees en om opdragte uit te voer. Gemeente, ons vier dan vandag saam met die kerk van Jesus Christus wêreldwyd in Pinkstersondag die herdenking van die gebeure toe die Heilige Gees sigbaar en kragtig op die apostels uitgestort is toe hulle in 'n vertrek was. Maar verder bely ons saam met die kerk dat Jesus se beloftes
aan sy vriende en sy navolgers waar geword het. Die Heilige Gees is nou kragtig in u en my. En elkeen van ons bely persoonlik vandag dat ook my hart en verstand vir die Gees oopgestel moet word, sodat hy ons kan lei en rig in ons lewens. Maar ons bely ook, Here, laat my voortdurend die geneigtheid tot sonde teewerk en kragtig vir u getuienis lewer in die wêreld daar buite. Help my om in u liefde te bly, om aan die gehoorsaam te wees. En dan sal ek ook in hierdie Pinkstertyd vind, daar die wonderlike vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Mag die Here ons elkeen daartoe help. Amen, ons dank nou saam. O Heilige Gees, o Heilige God, dankie Here dat u van ons hart, ons rede wil besit neem. Dat u ons volledig wil omsluit van alle kante. Help ons Here om altyd vir u daar te wees en beskikbaar te wees, sodat u Gees deur ons kan werk. Help ons om 'n lewe van gehoorsaamheid en toewyding aan u te lei, en om u opdrag om mekaar lief te hê tot die uiterste toe na te kom, en daardeur te illustreer hoe kragtig en dinamies die Heilige Gees in ons lewens is. Here, dat dit van elkeen van ons waar wees, en ook van ons gemeente, dat ons niks anders doen, as om net kerk van Jesus Christus te wees nie. Here, baie dankie dat ons vanoggend saam met mense kon bly wees oor vreugdes, maar ook saam met mense hartseer kon wees, ook in hierdie week wat verbygegaan het. Here, die goed en die minder goed is altyd deel van ons lewens. Daar's altyd die lag en die traan, maar in dit alles is u nooit ver nie. Is u 'n God wat ons in die holte van die hand hou, en dit is ons vrede en ons kalmte. Hoor ons gebed, Here. Ons vra dit van u in Jesus Christus se naam. Amen.